Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en ons kan met groot vrymoedigheid sê dis die dag wat die Here gemaak het. Kom laat ons daaroor juig en bly wees. Vriende, weet ook verseker dat die Here besondere belang het by sy kinders. Die Bybel sê vir ons dat selfs die hare van ons hoof is almal getel. Die Bybel sê vir ons dat die Here weet wat ons woorde gaan wees nog voor ons dit uitspreek. Hy ken ons gedagtes van ver. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die gedagtes wat die Here aangaande ons koester, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Ag vriende, dit sluit in dat die Here ons sal vorm, sal verander, sal deur die smeltkroes van die lewe stuur om ons heilig aan die ander kant uit te bring, sodat ons sonder gebrek in sy heerlikheid voor hom kan staan. En mag ons ook elke dag die gebed bid, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek, nederig en stil. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by hierdie baie besondere gedagte in 1 Korintiërs 10 vers 12. Dit is eintlik 'n vermaaning wat die pen van die apostel Paulus na die gemeente van Korinte gaan. Hy sê daar in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nou vriende, die konteks van hierdie boek Korintiërs is vir ons baie besonder, want u sien, die gemeente in Korinte was nie die voorbeeldigste gemeente wat daar was nie. Ons weet dat die gemeente in Korinte baie dinge in hulle midde toegelaat het. Ons weet dat daar geweldig selfsug was onder hulle. Ons weet daar was hierdie geestelike hoogmoed onder baie van hulle wat gereken het. Hulle het gawes van die Gees, hulle het sekere gawes van tale, hulle het sekere gawes van gesondmaking, sekere gawes van profesie en allerlei dinge. Hulle het sondes geakkommodeer in hulle midde. Hulle het mense nie aangespreek wat blaatant uiterlik gesondig het nie. Daar was van die wat Paulus gekritiseer het, wat tweespalk probeer veroorsaak het deur te sê, maar ek is van Paulus, ek is lief vir Paulus, en die ander weer nie, ek is lief vir Petrus, en ek is lief vir Sefas, en Paulus preek beter as Sefas, en Sefas preek beter as Apollos, en so was hierdie onderlinge twis deel van hierdie gemeente gewees. En as u die briewe van 1 en 2 Korintiërs gaan deurlees, sal u agterkom dat dit eintlik 'n gemeente is wat klomp rooi ligte laat opgaan vir ons in die kerk van die Here Jesus van vandag. En hierdie belangrike vermaaning is ook vir my en jou vanmôre. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nou vriende, as ons dink aan hierdie gedagte, dan besef ons net een ding, dat ons kan nie staande bly as die Here nie vir ons daartoe in staat stel nie. Johannes 15 sê vir ons baie duidelik dat die Here is die wynstok, ons is maar net die lote. Ons moet deurgangs gevoed word met die sap van die hemel, as ons nou hierdie terme kan gebruik. As ons net dink aan 'n stroompie wat vloei, vriende, hy kan alleen vloei wanneer die bron of die fontein vol is. Dit is so dat 'n lamp alleen sy lig kan gee, sy gekoppel is met die olie, wat hom deurgangs voed, sodat die liggie kan brand. Kom ons dink maar aan ons tyd en dag. 'n Flits kan alleen skyn wanneer die batterye gelaai is, wanneer daardie batterye vol is, en dan skyn die lig en dan kan ons sien waar ons die volgende tree moet gee. En dis presies so in die geestelike lewe. As ons meen dat ons staan, sonder dat ons die geestelike deugdes beoefen, dan is ons besig om onsself te mislei en het ons al heel moontlik geval. Daar is baie kinders van die Here wat reken hulle is geestelik so sterk soos 'n bees en eintlik is hulle maar anoreksia. Hulle is eintlik swak, juis omdat hulle nie gevoed word vanuit die bron van lewe vanuit ons Here Jesus Christus self nie. Daarom wil ek vir u aanraai om hierdie vermaaning vanmôre raak te sien. Hierdie vermaaning toe te pas in die eie lewe en vir u self die vraag te vra, staan ek? En as ek staan, waarom staan ek? En ook die vermaaning, pas op dan dat jy nie val nie. En ag vriende, ek wil 'n paar gedagtes vir u noem, hoe ons seker kan wees dat ons nie sal val nie. U sien die versoeking sal daar wees, die beproewing sal daar wees, die stryd sal daar wees, die op en aftye sal daar wees. Maar hoe kan ons staande bly? Hoe kan ons altyd onbeweeglik oorvloedig in die werk van die Here bly? En ag, die eerste gedagte wat na vore gekom het in hierdie studie van my, is om tyd in gebed te spandeer. Spurgeon sê, much in prayer, much in heaven. U sien, die Here het vir ons hierdie wonderlike en kosbare saak van gebed gegee, waar ons op ons knieë kan gaan, by ons studeerkamertafel kan buig en bid, daar in ons binnekamer kan wees en na die God van die hemele roep. En die Bybel sê vir ons, hy wat in die verborgene hoor, sal ons dan ook in die openbaar vergelde. Daarom dat ons meer tyd sal spandeer in gebed. As ons lees, Dawid het 3 maal 'n dag gebid, Daniël het 3 maal 'n dag gebid, mense wat besig was, luister, gebed
Vriende, is soos daardie elektriese koord van 'n lamp. Die oomblik wanneer ons gekoppel is met daardie elektriese koord en ons moet daardie prop in die muur en ons sit hom aan, skyn die lig. En so is gebed ook. Dit verbind ons met die hemele en dit gee ons ook krag om staande te bly in hierdie krom en verdraaide geslag. Een van die belangrike dinge, vriende, is om die heiligheid van God te oordink, om in heilige bewondering voor die Here te staan, om te besef dat hy ons hemelse koning is wat gaan kom, hy is ons hemelse generaal, hy is ons leidsman, hy is die volëinder van ons geloof, hy is die goeie herder, ons te verbly en te verheug in sy karakter, in sy persoon, en tyd te spandeer in die dag om te dink oor Jesus Christus, ons verlosser. Nog 'n manier hoe ons staande kan bly, dat ons nie hoef te val vir die sonde en die misleiding van ons tyd nie, is deur die Bybel ernstig en passievol te lees en te pyns oor die waarhede in God se woord. Jouself te herinner deur die dag aan dit wat jy gelees het. Wat wil God vir my leer? Vanmôre was dit vir my so treffend, toe ek die boek Samuel lees en ek sien hoe Samuel vir Dawid gaan salf as koning in die plek van Saul. En die rede waarom die Here die koningskap van Saul weggevat het, is weens sy aanhoudende ongehoorsaamheid. En ag vriende, die rooi lig wat afgegaan het ook vir my, dat ek nie aanhoudend ongehoorsaam sal wees aan die duidelike opdragte soos in God se woord vir ons deurgegee nie. Ag vriende, 'n baie belangrike saak is ook om te let op ons wandel. Wat doen ons in 'n dag? Waartoe gaan ons in 'n dag? By wie gaan kuier ons? Met watter gesprekke is ons besig? Waarmee voed ons gedagtes? Waarna luister ons? Waarna kyk ons? Daarom, wie meen dat hy staan, pas op dat jy nie val nie. As jy meen jy staan en jy moet vulgêre gesprekke besig en jy kyk na dinge wat nie geoorloof is nie, dan wil ek vir jou sê, het die vyand jou klaar mislei, jy klaar geval en jy het nodig om te bely en te laat staan en terug te draai, dat die Here ook vir jou reiniging kan gee en herstel kan gee. Want u sien, dis belangrik, om staande te bly, moet jy let op jou wandel, op jou gesprekke. Dit is baie belangrik, vriende, om naby die heiland te bly. Hoor wat sê die brief Judas vir ons, 'n baie besondere brief wat geskryf word, en daar staan in Judas die eerste hoofstuk vers 24 en 25, daar staan, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Vriende, dis die belangrike ding, bly naby die heiland. Dis hy wat ons in staat stel. Hy is magtig om ons van struikeling te bewaar. Ons kan sonder hom niks doen nie. Dit is hy wat ter wille van sy naam en sy eer ons dan ook staande hou. En daarom gee ons hom eer. Aan die einde van elke dag, as ons oorwinnaars was en gestaan het in hierdie vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, kyk ons terug en ons sê, dankie Here, dat u my weerhou het van groot en vernietigende sondes. Dankie dat u my staande gehou het. Dankie dat u my genade gegee het, om dan ook in hierdie dag deur te kon gaan. Ek weet dat my eie krag sou ek dit nie kon doen nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Maar dankie dat u my in staatsteller is. Daarom sê die Bybel vir ons so baie duidelik. En daarmee sluit ek af, Johannes 15. Die Bybel sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Bly in my, soos ek in julle. Dit is die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. So kosbaar om hierdie waarhede te leer. Daarom, vriende, jy wat meen dat jy staan, ondersoek dit aan die hand van die woord, kyk of jou lewe geleef word in lyn met God se woord, en dan, as jy vir my kan sê, ja, deur God se genade, stap ek hierdie pad saam met die Here. Wees versigtig, pas op dat jy nie val nie. En al hoe jy kan versigtig wees, al hoe jy kan steun op hierdie sekerheid, dat jy sal staande bly, is deur gebed, 'n heilige bewondering van God, die lees van sy woord, die bepeinsing daarvan, te let op jou wandel, op jou gesprekke, naby die heiland te bly, en te weet dat hy magtig is om jou van struikeling te bewaar. Mag die Here ons genade gee. Dis 'n goeie stryd, maar vriende, is nog steeds 'n stryd. Kom ons hou ons oë gefestig op Jesus. Kom ons stryd die goeie stryd. En ons wag vir daardie groot en deurligte dag wanneer ons uit sy mond sal hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Baie seën vir u, groete, mooi dag verder te raak.